Ek groet julle vriende. Ons luister vandag na Numeri 7 en ons gaan 3 gedeeltes lees in Numeri 7. Eers verse 1 tot 3 en dan verse 10 en 11 en dan ook verse 84 tot 89. Eers Numeri 7 verse 1 tot 3. Op die dag toe Moses die tabernakel klaar opgerig het, het hy dit gesalf en dit met al die gereedskap, asook die altaar met al die gereedskap geheilig. Toe hy dit gesalf en geheilig het, het die leiers van Israel, die hoofde van hulle families, dit is die leiers van die stamme, hulle wat met die inskrywing bystand verleen het, offergawes aangebied. Hulle het hulle offergawes gebring na die Here se teenwoordigheid, 6 waans met seile oor en 12 beeste. 'n Waan namens 2 leiers en 'n bees namens elkeen. Hulle het dit aangebied voor die tabernakel. Dan lees ons ook verse 10 en 11. Die leiers het offergawes vir die wyding van die altaar aangebied op die dag toe dit gesalf is. Toe die leiers hulle offergawes voor die altaar aanbied, het die Here vir Moses gesê: laat 1 leier per dag sy offergawe vir die wyding van die altaar aanbied. En dan lees ons ook 84 tot 89. Dit was van die kant van die leiers van Israel offergawes vir die wyding van die altaar die dag toe dit gesalf is. 12 silwer skottels, 12 silwer offerbakke, 12 goue bakke. Elke silwer skottel was 130 sikkel silwer en elke silwer offerbak 70 sikkel silwer. Al die silwer van die gereedskap was saam 2400 sikkel, volgens die standaardgewig wat in die heiligdom geld. Daar was 12 goue bakke vol reukwerk, elke bak was 10 sikkel, volgens die standaardgewig wat in die heiligdom geld. Al die goud van die bakke was saam 120 sikkel. Al die vee vir die brandoffer was 12 bulle, 12 ramme, 12 jaar oud ramlammers, met die bypassende graanoffer. Daar was 12 bokramme vir die reinigingsoffer. Al die vee vir die maaltydoffer was 24 bulle, 60 ramme, 60 bokramme en 60 jaar oud ramlammers. Dit was die offergawes vir die wyding van die altaar nadat dit gesalf is. Wanneer Moses in die tent van ontmoeting ingegaan het om met die Here te praat, het hy die stem gehoor wat met hom praat vanaf die versoendeksel op die ark met die getuienis. Van tussen die 2 gerubs af, so het die Here met hom gepraat. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wanneer die volk gereed maak om die tabernakel in gebruik te neem, bring hulle baie geskenke. Dit is 'n groot voorreg dat God in hulle midde bly en hulle wys hulle dankbaarheid en blydskap met die geskenke. Hulle het alreeds baie gegee om die tabernakel te kan bou, maar nou gee hulle weer. Hierdie keer gaan baie van die geskenke gebruik word om die byeenkomste in en rondom die tabernakel te laat voortgaan. Met die groot geskenke wys hulle dat God vir hulle baie belangrik is. Waarom is dit so belangrik om met geskenke wat vir jou 'n uitgawe is, na die Here te gaan? Ons kan tog niks wat ons van hom kry verdien nie. Tog moet ons gewillig wees om geskenke aan die Here te gee, want dit wat ons van hom ontvang, is soveel meer as wat ons ooit kan gee. Wanneer Moses in die tent van ontmoeting ingegaan het, het hy voor die verbondsark gaan staan. Dit het hom herinner aan alles wat Israel van God ontvang het. Die ark was die simboliese troon van God. Dit herinner hom dus daaraan dat God oor Israel regeer as koning. Soos God beloof het, is hy hulle God en hulle is sy volk en hy woon tussen hulle. Dit herinner Moses ook daaraan dat God hulle onderwyser is. Wanneer Moses daar gestaan het, het hy God se stem gehoor. God het met hom gepraat en vir hom alles vertel wat hy moet neerskryf en wat hy die volk moet leer. Alles wat die volk dus geweet het van God, hulle geloof en aanbidding, het hulle by God self geleer. Moses word ook herinner daaraan dat hulle die wet van God ontvang het. In die verbondsark het hulle die 10 gebooie wat op klip geskryf is, bewaar. God het aan hulle sy reëls gegee
en dit het hulle gewys hoe om te lewe. Dit het hulle ook gewys dat hulle sondig is en dat hulle God se redding nodig het. Daarom praat God met Moses vanaf die versoendeksel. Hierdie deksel simboliseer die genade wat Israel van God ontvang. Die mense sondig en God is heilig, maar tog mag hulle tot hom aanbid. Tog kan die Here hulle God wees, want hy is hulle genadig. Hy het hulle uit Egipte gered en hy sal hulle na Kanaan lei, selfs al is hulle ongehoorsaam aan die Here. Wat het ons alles van God ontvang? Hy het ons gekies en verlos. Hy het ons deur Jesus Christus gered, sodat ons saam met hom in ewigheid kan lewe. Ons verdien dit nie, maar hy is ons God en koning, wat by ons is deur die Heilige Gees. Daarom moet ons ook bereid wees om aan hom geskenke te gee. Ons moet bereid wees om ons geld, besittings, talente en tyd aan hom op te offer. Ons het tog in die eerste plek al die dinge van hom ontvang. Wat is jy bereid om te gee om jou dankbaarheid te wys? Wat is jy bereid om te doen om te verseker dat die evangelie verkondig word? Wat is jy bereid om op te offer sodat jou verhouding met God aan die wêreld bekend sal word? Wat doen jy om te help dat die kerk kan voortgaan om die Here saam te aanbid? Onthou, dit wat jy van God ontvang, is veel meer as wat jy ooit uit dankbaarheid kan teruggee. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.